Hy is net 20 jaar oud en het reeds sy plek in die Springbokspan losgespeel. Sedert Februarie 2011 is hy die slot van die Stormers en WP. Voorheen was hy in die SA onder 20 span en het deelgeneem aan die 2011 IRB Junior Wêreldkampioenskappe. Ja, ons praat van Eben Etzebeth. En Vicky is die gelukkige meisie wat saam met hom, sy broer en ma by die Cascade Country Manor in die Parel kuier. Ek was altyd onder die indruk dat ek nie te kort is nie, maar vandag voel ek soos 'n kaboutertjie. Want Eben is 203 cm lank. Ja, ek sien 'n paar skoene onder my arm. En ek het haak aan. Waar kom die lang gene vandaan? Ag, ek dink dit sou ek maar sê is van my pa se kant af. Baie van die ooms, 'n paar lang ooms in die familie, so ja, definitief van my pa se kant af. Die Etzebeths het ook al groot opslaa in die sportwêreld gemaak. Ja, kyk, meeste valle het maar gestoei en rugby gespeel, albei gedoen. Nou ja, my een oom het vir SA's gestoei en hy het ook WP rugby gespeel vir so ek dink 4 of 5 jaar. En dan my pa het self WP stoei gehad en ook rugby gespeel, ja. Nou Ryan sê Eben is die sagte boetie in die familie. Ag, ek dink ons was ewe hard. Toe hy klein was het ek hom taamlik afgeknou. So dis dalk hoekom hy nou so hard is. Maar alle grappies nou op 'n stokkie. Eben is super rugby en Springbok rugby regtig so hard soos wat jy verwag het en soos wat almal natuurlik sê. Kyk ja, ek het nou natuurlik van WP onder 21 het gegaan super rugby toe, so ek het die tyd gehad om Karibeker te speel, so ek dink dit gou aangepas en ek dink ouens soos Dwayne en Tian en Andries, meer die senior ouens in pak, hulle het mooi na my gekyk en dit half vir my, hoe kan ek dit sê, sagter gemaak vir my eerste paar wedstryde. Dit het maar so geleidelik ingekom. So kyk, dis hard en ook toetsrugby. In my eerste wedstryd was so baie emosie betrokke en ek die eerste game het so gou verbygegaan dat ek gedog het is soveel harder as super rugby, maar glo my, die tweede en derde toets was nogals taamlik hard, ja. Ja, ek hoop golf loop ook in julle gene, want ek het vir julle 'n golfles gegee om ek ons bietjie met julle ma gesels. Maar moet daar nie te veel geheime van my uitlaat nie. Eben, dis presies hoekom ons jou ma alleen wil kry om te luister na haar stories oor jou. Nou Karen, wanneer het julle as familie geweet hier kom groot dinge vir Eben op die rugbyveld? Hy is van kleins af al baie lief vir rugby. Hy was net rugby in sy kop. Toe hy nog sommer jonk was in die laerskool, het hy eendag die beker vir die beste rugby speler van die dag gewen. Toe sy na skool matriek is hy na die Stellenbosch Instituut toe. Daar het hy vir 'n jaar gewees. Hulle het net rugby getrein, rugby geleer daarso. En van daar af was hy baie gemotiveerd geweest. Ja. Sy spel word beskryf as vinnig, hard en aggressief, maar ek kan nie glo hy is so by die huis nie. Nee, hy is eintlik baie rustig by die huis, baie kalm mens, nooit gejaag nie. Lê meestal op sy bed want hy is gewoonlik moeg na die oefening en nie goed. Baie klein haartjie, lief vir diere, lief vir mense. Ek verstaan jy en Eben het 'n nou verhouding. Ja, definitief. Hy is my baby. Hy het vandag opgang na sy rugby gemaak. Is daar iets wat ma nog vir hom doen wat niemand anders vir hom doen nie? Maar ek moet gedurig reg staan met kos. Hy is altyd honger. En as hy gery het, hy toet net by die hekke, dan moet ma hardloop, sy maak die hekke vir hom oop en toe. En seker ook was goed, want hulle is altyd op toe. Definitief, ja, klere was en stryk, dit moet ook altyd reg wees. Wat laat Eben bloos? Nee, eintlik spesifiek iets nie. Baie keer gaan hy uit, dan sal ek vra, maar Eben, waar gaan jy nou? Dan sê hy, nee, maar hoef jy te weet nie. Dan het hy so 'n skelm laggie om die mond en so 'n ligte blos op die wange. Die meisies klop seker sy deur af. Nie juist veel by ons huis nie, maar op die selfone en die Facebook soos hulle sê, hy kry vele huweliksversoeke. Maar Karen word bederf met 'n spa-behandeling, terwyl Vicky gaan kyk hoe die broers met die golf regkom. Eben het op skool vleuel en senter gespeel voordat Andries Becker se pa, Henny, altyd op die uitkyk vir jong talent, hom raak gesien het en hy voorlyn toe geskuif is. Gou daarna speel hy Kruiwenweek. Eben het die darmnale bal tussen die palle deurgeslaan. Ja, lyk my ek slaan so 1 uit elke 100 daar deur die palle, so dit gaan nie baie goed hê. Ja. Maar nou wil ek eers 'n bietjie rugby gesels. Jy het die afgelope ruk groot opspraak gemaak in rugbykringe. Nou sou jy sê jy is 'n natural talent of is jy 'n produk van intense oefening? Ag, ek dink kyk, talent gaan jy nie altyd oral spring. Ek dink jy moet natuurlik hard werk ook, so ek dink dit is maar so 'n bietjie van al twee. Mens moet talent hê en dan natuurlik as jy talent hard genoeg werk, ja, gaan jy ook nêrens kom nie. So jy moet nog steeds as jy hard werk ook, ja. Ek weet Andries Becker het 'n groot impak gehad op jou loopbaan tot dusver. Het hy jou onder sy vlerk geneem? Ja, definitief. Ek meen ek kyk al van die hoërskool af kyk op na hom toe en nou om saam om te speel.
is my regtig 'n eer en ek meen vandat ek daar aangekom het hierdie jaar by Stormers, het hy vir my baie gehelp en soos gehelp met lyn staan en ek meen self tackle tegnieke en al sulke tipe goed. Ek meen sy pa ook, hy help my baie en soos met persoonlike goed ook, as ek kan hom raad gaan vra en so aan, ja. Wie is jou grootste rugbyhero? Soos jy ouer raak, sal ek sê, verander dit maar so deur die jare. Ek dink toe ek jonger was dit Jono Lomo. Ons het baie na sy videoklips gekyk en hoe hy ouens omhardloop en net verniel. En dan later, die 13 se kant toe, ek baie gekyk na Bobby Skinstad. Hy was ook 'n groot held van my. En nou soos jy ouer raak, dan kyk jy my ouens in jou posisie. Ek dink soos Andries Becker om nou saam om te speel. Ek meen toe ek hoërskool was en slot begin speel, het hy baie na hom opgekyk en nou saam om te speel is 'n groot droom wat waar geraak het, ja. Jy's 'n fisiese harde speler en met die hoeveelheid rugby wat teesdae gespeel word, hoe lank dink jy kan jy uithou? Kyk, ek's nog jonk, ek's nog 20, so ek weet nou reg hoe my liggaam die soos hulle sê punches gaan kan handle. Maar ek meen ons kyk maar die volgende hopelik ten minste nog 10 jaar. Hoe voel jy? Dink jy die ouens speel te veel? Ja, ek dink dit is my eerste jaar nou op die soos sê op die toneel, so ek het nog nie vorige jaar gespeel, so ek weet eintlik hoeveel hulle vorige jaar gespeel het en hoe hulle liggame het hanteer het. Party ouens klaas te min en party klaas te veel, maar ag ek enjoy net elke game en ja. Hoe swaar weeg loyaliteit aan 'n span of aan 'n provinsie? Jy het van die ouens, Johan Sadie, JJ Engelbreg, Handrey Pollard, hulle is almal noorde toe. Sal jy so skuif maak as jy 'n aanbieding kry? Ek het gelukkig nou 3 jaar hier geteken by WP, so ek is nou baie gelukkig hier en op die oomblik en dan sal ek hier verkies om hier te bly vir die res van my lewe. Ek hou van die Kaap, my familie is hierso. So op die oomblik dink ek aan om na 'n ander unie of na 'n ander land toe te gaan. Ek's 'n groot Stormers fan, so hy beter sy woord hou. Eben en Ryan was in Tygerberg hoor en sê hulle doen soveel dinge saam as wat hulle kan, van uitgaan tot gym. Ryan, nou jy's ouer broer en jy speel ook rugby. Wat dink jy is Eben se sterkste eienskappe? As hy iets gedoen wil hê, dan maak hy seker dat dit gedoen word. Hy set altyd vir hom goals. So hy's baie goed daarin om te bereik wat hy wil bereik. En op die veld? Ek voel op die veld Eben se lynstaanwerk is baie goed. Hy is taamlik sal ek sê vinnig vir sy grootte en ja, ek voel sy verdediging is baie goed en hy gee altyd 110% op die veld vir my. Hoe sou jy sê hanteer Eben die druk wat op die oomblik op hom is? Ek dink hy hanteer dit baie goed. Veral vir sy ouderdom. Hy is nog baie jonk. Hy speel teen groot name daar buite, so ek dink hy kan net van hier af op en beter en ek dink hy doen baie goed vir waar hy speel op die oomblik. Is daar iets waar die familie vir Eben spot? Ek dink is dalk sy groot voete. Hy het baie groot voete. Ons kry nie sommer vir hom 'n size skoen in die winkel nie. Hy dra tussen 'n 13 en 'n 14. Ja, ek dink sy voete is die spotpunt. Ander goed wat ons kan sê, dames, is dat sy gunsteling kos spare ribs is. Die fliek waarvan hy die meeste hou is The Longest Yard, wat met sport te maak het. En dan val sy musieksmaak tussen goeie Afrikaans en rave. Hy verjaar 29 Oktober, wat hom 'n skerpioen maak. Dus intens, gedetermineerd en sterk. Karen, julle lyk vir my na 'n baie hegte familie. Hoe het julle Eben se insluiting in die Springbokspan gevier? Dit was 'n wonderlike naweek. Eben het vir sy agente laat weet dis sy hartsbegeerte. Hy wil sy gesin in Durban hê. Hulle het aan die werk gespring, ons laat opvlieg. Lekker hotelakkommodasie gehad vir die naweek. Hy het gereël vir 'n verjaarsdag koek die Saterdag aand vir my na die game in die hotelkamer met champagne. Dit was net awesome geweest. Eben, jou rugbyloopbaan lees eintlik op die oomblik soos 'n sprokie. Wat wil jy nog bereik as mylpaal? My langtermyn as 'n spandoel wil ek nog graag eendag 'n wêreldbeker wen saam met die Springbokke as ek nog bevoorreg genoeg is om gekies te word en as die coaches nog dink ek is goed genoeg en dan natuurlik persoonlik ook om soveel as moontlik toetse vir die Suid-Afrika te speel en soveel as moontlik games vir Stormers en vir WP te speel net my kant te bring op die veld. Nou toe ek vir die meisies by die Pastella kantoor sê ek kom 'n onderhoud met jou doen, toe val hulle almal flou. So ek moet tog vir jou vra, is jy single? Ja, nee, ek is nog single, ek het nie 'n meisie nie, nee. So Eben, hoe lyk jou droomvrou? As ek nou so Moenie antwoord nie, want as jy wil uitvind, gaan loer op Facebook en Twitter om meer uit te vind. okay. Eben mag dalk die meisie se knieë laat knak, maar ek moet sê as ek teen hom op die rugbyveld moes speel, sou my knieë ook lam geraak het uit pure vrees. Wel, die opwindende Kansel Rugby Kampioenskap, of dan 4 nasies, is nou goed aan die gang. En ons almal hou vir Eben en natuurlik die hele Springbokspan met afwagting dop.